Duisende studente stap elke dag deur die Duikweg. Maar hoeveel van hulle weet werklik wat die geskiedenis is agter die kunswerke op hierdie mure? En wanneer die eerste mure geverf is? Kom ons gaan vind uit. 1989. In die 70er jare. Ek dink seker 10 laat 1970s. 1969. 1956. Ons as groepie studente het besluit daar moet 'n studentekunsvereniging wees. En die studentekunstvereniging is gestig met wel omtrent 30 lede. En een van die eerste aksies wat hulle op besluit het was dat daar moet iets wees wat ons gesamentlik doen wat blywend sal wees op die kampus. En so het ons toe besluit om in 1973 die PUK se eerste duikwegskildery te skilder. Wat die tema was kan ek regtig nie meer onthou nie. Maar wat wel waar is dat ons as eerste en tweedejaars saamgewerk het aan die ding, baie pret gehad het, maar dit geskilder het op 'n onvoorbereide muur. En binne 'n jaar het die verf so begine afdop en het die ding so haglik gelyk dat ons toe besluit het dat die eerste skildery op die muur nie meer sou kon bestaan nie. Hy sou ondaan gemaak moes word. In die daaropvolgende jaar, met ander woorde 1974, is daartoe besluit dat die duikwegskildery kan 'n permanensie word deurdat dit aan die PUK se jaarlikse joeltema gekoppel moes word. So wat die joeltema ook al was, is ook outomaties gekies as die duikweg se tema. So 1974 was dit byvoorbeeld die oliekrisis. En daaruit voortspruitend dan het ons toe besluit om die skildery te doen in die konteks van die joeltema. En dienooreenkomstig sou dit toe 'n jaarlikse instelling word, wat voortgeduur het tot en met die ontbinding van beeldende kunste. Die werk is ook baie meer ekspressief as die vorige panele en dit is dan baie interessant dat elkeen van hierdie panele weerspieël in vele opsigte die tipe studente wat in daardie jaar daaraan deelgeneem het. Die paneel waarop ons geskilder het, geweldig uiteenlopend. Hierdie paneel hier langs my, veel meer ontwerpkunstig. Hierdie ene, baie meer ekspressief. En ek dink dit is belangrik dat die panele iets moet sê van die studente wat die goed geskep het. Ja, die mure is ernstig gevandaliseer deur die jare heen en as 'n mens gaan kyk, as jy net daardeur stap, dan sien 'n mens graffiti wat daarop aangebring is, dele wat toegeverf is, mense se eie liefdesliedjies wat daar geskryf word en die idee dat ek was hier. So die ouens skryf goedes daar neer net om te bewys dat hulle ook iets kan doen op 'n muur, al is dit nou net om vieslik te wees. Laat ek eers so sê, ek dink die kunswerke in die Duikweg is een van ons kunstskatte op die kampus. En die blote feit dat ons dit wil bewaar, het my betrokke laat raak by die Duikweg. Nou die kunstekomitee wat destyds by die universiteit bestaan het, wat nou op die oomblik nou nie meer daar is nie, hulle is self ontferm oor die Duikweg, omdat dit nog erfstukke is destyds ook van die ou beeldende kunste se studente se jaarprogramme. Ek dink dit was deel van hulle studies gewees waarskynlik, waar hulle begin het om die Duikweg te verf. So die kunstekomitee het hulle ontferm oor die kunstwerke in die Duikweg, en ek was lid van die kunstekomitee gewees. Ons het verlede jaar saam met die kunsteraad het ons besluit dit sal dalk 'n goeie idee wees dat al die mure in die Duikweg iets opkry. En die jaarlikse canvas kompetisie van die kunsteraad was toe ideale geleentheid om te besluit, maar kom ons gaan vat die Duikweg toe en ons verf daai kunstwerke teen die mure in die Duikweg. En dit was 'n rasende sukses geweest. So ek dink dis die laaste projek gewees waar daar weer geverf is en ons wil maar hoop dat dit in die toekoms so gehou word. Die SR Kunsteraad se eerste Duikweg Canvas kompetisie was in 2012 gewees. Die wenners van hierdie aksie was Huisrepubliek en Villagers.
Jaar na jaar kom en gaan daar duisende studente op hierdie NWU Pikkampus. Maar een ding wat behoue bly, is die geskiedenis wat vasgevang is in die Duikweg se mure.